Goeiemôre. Ons ekskuus, hy's af, dankie. Dankie Callie. Baie dankie. Hoe begin je nou? Ja, baie dankie, ja. Ons noem die ding 605 om voorsiening te maak vir die ouens wat nie 6 uur maak nie. Nou, hulle maak dit so gereeld nie dat ons die naam verander het van 6 uur na 605. Maar nou push die ouens dit ook. So ons het een van die dae dit 606 maak. Dit is hoe evolusie plaasvind. Jy weet dit. Kom ons maak dit liewer 306. Ja. Ja. Ja, baie dankie. Dankie dat julle ouens hier is. Daar's iets baie spesiaals om die tyd van die môre op te wees. Nou vir my David skryf dat die Here om in die nag wakker maak. Hy sê in die nag plaas hy niere om. Die Here gee my sommer 'n hooikoors aanval 12 uur en dan slaap ek nie weer nie. En dan het ek 'n moeilike vrou en sy sê jy nies en blaas neus die heel nag deur. Sê ek maar dit is maar so, maar dan môre nag is dit 'n ander rede, maar ek is nie ou wat baie slaap nie. So ek is te dankbaar as ek 'n rede het om iewers te wees 6 uur in die môre. Baie dankie dat julle hier is. Dit is 'n groot voorreg vir ons, vir ek en Callie, om met julle te gesels. Ons onderwerp is die swaar op ons pad is tot ons is in ons guns. Wanneer ek dink Callie sit maar met dieselfde ding, wanneer jy begin dink oor die onderwerp, dan wonder jy hoekom het jy in die eerste plek die onderwerp uitgedink. Ek so 'n paar weke terug ry ek saam met my skoonseun, hy en sy gesin, ek en my vrou, hy bestuur die kar, en ons ry in die bos, en sy seentjie sit op sy skoot en bestuur, sy seentjie is 6. Nou sit sy sussie, my kleindogter, op die, goeiemôre. Jy sien, hy is nou een van die ouens wat die ding nou push. Moet ek nou alles van vooraf begin, of kan ons maar net aangaan? Hy sê, nou bestuur hy, nou sit sy sussie agter, sy is nou net 4, nou moan sy, wanneer kry sy haar beurt? En nou meer op pa vir haar sê, sussie, nou, hoe ongelukkiger is, want sy wil nou ry, sy wil kar bestuur. Wat sy nie weet nie, sy kan nie kar bestuur nie, sy dink sy kan nie kar bestuur, sy dink sy kan alles doen. En oupa sit daar en luister na die ding. Nou dink ek aan die goeie ou dae wat jy vir haar gesê het, sussie, as jy nou nog een keer vra, as jy nog een keer vra, trek ek af en ek gee jou 'n goeie pak slaag, maar nou is daar wilde diere en goeders, blykbaar kan nou dit ook nie doen daar nie, maar die ouers van nou doen dit ook nie. Apparently is dit nie 'n goeie ding nie. Maar ons is so groot gemaak. Maar uiteindelik kry sy haar beurt. Sy kry haar beurt, sy kan nou bestuur, sy is op haar pa se skoot. Nou sit ek die ding in dop hou. Hy bestuur hier onder saggies met sy hande. Dan druk sy hande weg. En die voorbarendheid om te dink sy kan die kar bestuur, los haar 10 sekondes in sy ry in 'n boom in. Maar sy druk sy hande weg. En ek sien iets van myself. Ek sien iets van myself daarin, hoe dat ons dink ons kan goed doen, wat ons nie kan doen nie. Maar ons is so dom dat ons dink ons kan dit doen. En ons druk die Here se hand uit ons lewe uit weg, want ons kan dit doen. Geen wonder ons ry in allerlei goed vas nie. En dit trigger my gesprek vanmôre toe die Here Israel uit Egipte uitlei, uit 'n wêreldse stelsel. Nou Egipte geld nou nog. Dit was 'n stelsel
waar jy in slawerny is, volkome slawerny, maar jy het kos gehad. Die Egiptenare het vir hulle goeie kos gegee. Vleispotte van Egipte, daar was kos, geen vryheid nie. Geen vryheid in denke, geen vryheid van beweging nie, maar jy het kos gehad. En die Here lei hulle uit daai stelsel uit, en in hulle pad na 'n land wat hy vir hulle voorberei het, sê hy vir hulle, julle moet sorgvuldig doen wat ek vir julle sê om te doen. Vandag sê die Here, as jy gaan na die land toe wat ek vir jou bestem, die plek in jou lewe wat ek vir jou bestem, dan moet jy sorgvuldig doen wat ek vir jou sê om te doen. En dan sê die Here vir hulle, julle moet julle kinders leer, en julle moet nooit vergeet, dat dit ek is wat julle uit hierdie land uitgelei het, dat alles wat vir julle gedoen is, het ek vir julle gedoen. Maar Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge, wie kan dit ken? En nie party mense, alle mense. Ek is geneig om te sê, maar ek is nie so bedrieglik nie. Maak geen fout nie, ek is net so bedrieglik. My hart is net so bedrieglik. Die Here wil ons lei in 'n pad na hom toe. Ons is die heeltyd besig om weg te beweeg. Dis kom spontaan. Ons wil onafhanklik wees. Dis die battle in hierdie lewe. Dit is die fight. Die Here wil hê ek moet in afhanklikheid van hom leef. Ek wil onafhanklik leef. Ek wil hom nie erkenning gee nie. Trump is nou die dag amper doodgeskiet. Hy is letterlik met 'n millimeter het hy dit gemis. As sy kop se angle in die geringste graad anders was of sy voorkop weg of sy agterkop weg. Hy sê, en almal sê, dit was providence. Niemand sê, dis die Here nie. Wel nie niemand nie, party ons het dit sekerlik gesê. Om die Here te bely is 'n verleentheid. En die Here neem eksepsie daarvoor. Dis so goed. Ek gee 'n ou R1 miljoen en hy vertel vir iemand, 'n familie in die Vrystaat het vir my R1 miljoen gegee. Ek sê, man, ek het dit vir jou gegee. Alhoewel dit nou 'n verkeerde voorbeeld is, want jy moet mos nou nie laat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. Maar verkieslik wil ek hê hy moet sê dis ek. Veral as hy met sy pelle praat. Maar hoekom sê ons dit nie wat dit is nie? So, ons neig weg van die Here af. Die oomblik ek is op my knieë om te vra vir die Here vir uitkoms. En dan kom die uitkoms. En dit vat my nie 5 minute, nee. Dit vat my nie 'n minuut om te vergeet dis die Here wat dit gedoen het nie. Ek kan gaan sit en skryf en by die Here pleit vir uitkoms. Wysheid. Dan bring hy wysheid. Dan vergeet ek om dankie te sê. Ons ken die storie van die melaatses. Die Here maak hulle gesond. Ek meen, hulle was in die diepste ellende. Hy maak hulle gesond, hulle vat pad om hulle aan te gaan met hulle lewe. Een ou val by. Vir een ou val dit by, op pad weg. Val dit by. Miskien moet ek net gaan dankie sê. Net een ou. En daarom sê die Here, en dit is hierdie is in Deuteronomium 8. En daarom sê die Here, daarom het ek jou verootmoedig, dis humble, ek het jou gehumble, verootmoedig, asof julle nie weet wat humble is nie. Ek moet dit opsoek. Ek het jou verootmoedig, ek het jou laat honger ly, en ek het jou manna gevoer, iets wat jy nie geken het nie, sodat jy kon weet dat 'n mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Manna, ek dink daaroor die manna reëling. Kom in die môre, hulle staan op, is niks in die aand nie, die oggend hulle opstaan, is daai klein wit goedjies op die grond, hulle tel dit op en hulle eet dit, as hulle dit nie eet nie, word dit vrot. Môre moet hulle maar weer gaan optel. Dit is 'n stelsel wat hulle ten volle van die Here afhanklik is. Dit word vir hulle gegee in die woestyn. Jy sien, dit is een stelsel wat ons nie van hou nie. Ons soek nie 'n stelsel wat ons van die Here afhanklik is nie.
Ons wil 'n stelsel hê waar ons op ons eie aangewese is. En die ouens het die ding mooi uitgewerk. Kyk, as daar nou een ding is waarvoor ons bang is dat die ANC die nasionale gesondheidsskema gaan instel, want dan sal ons mediese skema verloor. Nou ek is self nie gemaklik daarmee nie, moenie 'n fout maak nie. Maar ons wil tog nie, ons wil 'n lewenspolis hê, 'n paar verkieslik. Ons wil alles moet verpak wees, my mediese fonds moet uitgesort wees, my polisse moet weg wees vir die ou dag, alles moet georganiseer wees maar dis net halfpad, dan is daar nog 'n klomp goed, solank ek nie van die Here afhanklik is nie. Want dit is so, om van die Here afhanklik te wees is 'n baie onseker game, baie onseker. So ons probeer dit soveel as moontlik sidestep, want as jy van die Here afhanklik is, dan kan hy met jou gal werk. Maar maak geen fout nie, ons kan baie ver gaan met ons polisse en ons mediese fondse, maar dan kan hy vir ons, tot 'n ou soos Steve Jobs het uitgevind, dat die Here kan daai goed skiep, en hy kan jou doodmaak. So, jy leef in onsekerheid. So die Here kan met jou gal werk, hy kan jou verootmoedig, sodat jy weet, ons leef nie van brood alleen, hierdie goed wat ons skep, wat ons voed, maar van elke woord wat uit die mond van die Here uitgaan, elke woord wat hy sê, dit is die ding waar ons moet lewe. En iets wat ons moet weet, dat God is soewerein. God is soewerein. Hy maak wat hy wil, en hy het 'n hand in alles, Die Here sê, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. En hy sê, dat nie een van hulle val, sonder dat hy dit goedkeur. Ja, ons ken daai storie. Ek het dit vanmôre daaroor sit en dink. Vanmôre, terwyl ek aan hooikoors ly, toe skryf ek dit hier neer. 'n mossie, dis wat God sê, ek het dit nie uitgedink nie. Nie 'n mossie val, sonder dat hy dit goedkeur nie. Sê, maar dit is vergesocht, kan nie wees nie. Wel, hy sê so. Nou, of jy glo hom, of jy glo hom nie. Nie 'n mossie val sonder sy goedkeuring nie. Dan sê hy, en van julle is selfs die hare van jou hoof almal getel. En dan sê hy, wees nie bevrees nie, jy is baie meer werd as die mossies. Niks kan in jou lewe gebeur sonder die Here se goedkeuring. Die duiwel het nie toegang in jou lewe om goed oor jou lewe te bring tensy God dit goedkeur nie. Hy moet gaan 'n voorlegging maak, soos wat hy in Job se geval gedoen het. Mag ek dit doen? Die Here sê, ja, jy kan dit doen. Want wat jy doen, gaan ek gebruik ten goeie. So as jy vir iemand wil kwaad wees, as dit sou werk, kan jy maar vir die Here kwaad wees. Jy kan nie alweer vir die duiwel kwaad wees nie, want hy kan niks doen as God dit nie goedkeur nie, maar die Here gebruik dit ten goeie. Dis wat ek lees. So as dit goed gebeur, die Here sê, dis reg, doen dit. Ek gaan dit gebruik ten goeie, want hy sê, ek gaan jou verontmoedig, ek gaan jou laat honger ly. Sodat jy kan weet, die goed kom van my af, jy moet van my afhanklik wees, en jy moet leef uit die woord, nie uit die goed wat jy sien nie, want ons wil leef op die sienlike, en ander beïndruk met die sienlike. So die Here kan hierdie goed van ons ontneem. Die Here het Israel, toe hulle uit Egipte uitlei, die Here hulle woestyn langs gelei. Hoekom so? Hoekom vat hy hulle op 'n woestynpad? Om dit vir hulle moeilik te maak, sodat hy hulle kan laat honger ly, sodat hulle van hom afhanklik is. Hulle was in 'n stelsel waar daai 3 etes 'n dag voorsien was. En dalk het die Egiptenaar nog 'n mediese fonds ook gehad. Ek het nie so ver in die geskiedenis ingegaan nie, maar hy wou hulle losmaak van 'n stelsel wat die sienlike, die kar in die huis en die mediese fonds en die pensioen en die skemaatjies wat ons aanbehoort, dat die goed ons sekuriteit is, vat die Here daai goed van jou weg. Hy het hulle daar gelei. Toe die plaag kom, toe verhard hy Farao se hart. Daai ou in besigheid
of die regeerder oor jou, wie dit ook al is, wat moeilik is met jou. Dis die Here wat sy hart verhard, sodat hy jou galle kan werk, sodat jy na die Here toe kan gaan. Toe die Here, toe daar vir die Here gesê is, Lazarus is dood, vir Jesus, toe sê hy, toe vertraag hy, sy gaan na Lazarus toe met 2 dae, met opset. Ons sê vir die Here, Here, hierdie ding wat nou hier op my pad is, hierdie moeilike ding, ek kan toch seker nie langer wag nie, want lyk my vandag is die day. Maak nie 'n fout nie, hy kan nog maande wag. Hy hoef nie vandag daarop te reageer nie, God is in beheer. En jy kan murmureer, jy kan in opstand kom, jy kan hom in jou hart vloek. Ek sien by die jy kan hom in jou hart vloek. Ek het nie na die Olympiese spele se opening gekyk nie. Ek dink ek het stilletjies verwag, het gaan 'n woke ding wees. Kyk, die wêreld, alles is mos nou, jy weet, alles. En so ek het eintlik verwag. Maar nou lees ek na die tyd, en nou sê iemand, dit moet die Here seer gemaak word. Man, jy kan nie die Here seer maak nie, met respek. Jy maak jouself seer. En nou sien ek hoe hulle rondtrap oor Christene moet nou hier in opstand kom, maar Christen kan nie in opstand kom hier oor nie. Ons hoef nie, die Here is heeltemal groot genoeg om hierdie ding eintlik af te lag. Maar die Europeërs, hulle gaan hierdie ding nie kan lank aflag nie. Jy sien, hierdie ding het jare terug begin waar ouens sensitief geraak het vir die belydenis van Christus. Maar hierdie ding eskaleer van ons versuim om hom sy naam te bely, dan word dit later 'n verbied om sy naam te bely. En dan gaan 'n samelewing, then a society goes to hell. Nou dat ons in Frankryk sien, is a society going to hell. Ek meen, as hulle ou nou wil tronk toe stuur, kan jy of kies hier of 'n tronk in Europa. That's not a good place to be. Christus is nie meer daar nie. Behalwe in die harte van sekerlik 'n klompie individue. There's no place for that society anymore. So, die Here is besig met jou om jou te trek, en dis alles tot jou gun. So toe die Here by Lazarus kom, toe vind hy hom toe sy al 4 dae in die graf. Nou kyk, ek het nog nie, ek meen, jy sal 4 dae dood. Iemand het vir die Here gesê, Here, hierdie ou is siek. Hy sê, nee, dis nie 'n krisis nie. En toe hulle vir hom sê, maar hy sal 4 dae in die graf. Toe sê hy, ek het dit gedoen vir julle beswil. Wanneer die Here die uitkoms, hierdie krisis wat ons van praat, wanneer die Here hierdie uitkoms, hierdie krisis skep, dan doen hy dit vir jou beswil. En wanneer jy sê, Here, ek het nou antwoord nodig. En jy weet, elke krisis wat oor ons lewe kom, voel soos die einde. As my vrou vir my kwaad is, dan weet ek sy het rede om kwaad te wees. Vir my voel dit pretty much soos die einde. Ek meen, soos in kan iets, want ek moet nou sê, as my vrou vir my kwaad is, dan het sy rede om kwaad te wees, en dit is terrible. Ek meen, ek is nie eintlik bang vir mense, maar vir haar is ek bang. Daai klein goedjies wat gebeur, is erg. Elke keer wat ding gebeur, dan dink ek meen, wat my nou oorkom is die ergste wat nog met 'n mens, wat 'n mens nog oorgekom het. En die Here bring uitkoms, en hy bring nie. Die Here kan jou maande en selfs jare onderdruk hou. Hy kan. En kan jy dit verraas? Wel, daar's een manier om dit te verraas. Dit staan iewers, onderwerp jou aan die kragtige hand van God, en hy sal jou verhoog. Daar's die uitkoms. Here, U is besig met my. Hierdie ding wat vir my so pynlik is vir my beswil. So, is goed so. Maar is nie lekker nie. Hy sê nie, die hele doel is, dit moet nie vir jou lekker wees nie.
Dit mag nie aangenaam wees nie. Maar daarom sê Jakobus sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande beproewinge val. Want die beproefdheid van julle geloof bewerk lydsaamheid. So, maak van die swaar die lekker. Want jy weet, dieselfde God wat nou in jou lewe werk, is die God wat sy seun gestuur het om vir jou te sterf. En dan sê die woord dat die Here sê dat in jou benoudheid is hy benoud. Hy verlustig jou nie, hy verlustig hom nie in jou pyn nie. Maar hy los jou daar, want hy is besig met jou hart. Terwyl jy daar battle, kry hy seer. Hy maak homself seer om jou te red. Want as ons eendag met die Here koffie drink, en ek sê nie dit as is nie godlonend as ek het sê met die Here koffie drink. Wanneer ons met hom gesels, en die trane van ons oë gaan afgeveer word, hier, wat in hierdie wêreld gebeur het, sal ons nie eers aan dink nie. Maar as ons so sou praat, en hy sou sê, Gerard, sê vir my, wat was jou hoogtepunte in jou lewe? Dan sal ek vir hom sê, Here, daai tyd toe ek onderdruk was, toe ek nie geweet het hoe ek deur hierdie ding gaan kom nie, dit was my hoogtepunt. En jou laagtepunt? Here, dit is die dag toe ek die Ferrari uitgetrek het. Ek was nie op pad op nie, dis toe ek die dag, op daai stadium was ek op pad af. So, verbly jou daarin dat die battle waarin jy is 'n goeie plek. Humble jou in hierdie ding. Werk met die Here saam deur hierdie pyn. Ek sluit af met die insident waar die disippels op 'n boot was in die middel van die see, meer, maar praat van 'n see, getuister deur die golwe, klein bootjie, groot golwe. Dink jouself daarin, want die wind was teen hulle. En toe kom Jesus aan, na hulle toe. Die Bybel sê, al wandelende op die see. En hulle was bang, hulle dog is 'n spook. Dit is my oulike woord, dog is 'n spook. Wat weet hulle van spooke af? En hulle het geskreeu van vrees. Weet al wat ek dink? Wanneer God ingryp in my wêreld, dan is dit nie mooi nie. Dikwels nie mooi nie. En dit lyk na iets anderste, maar dis hy wat ingryp. Dis nie soos in, wow, hier kom die Here, hierdie trial is baie lekker, hier kom die Here nou nie. Hulle het geskreeu van vrees. Dis wanneer God ingryp. Maar is 'n mooi plek om te wees. Hy sê, moenie vrees nie, dit is ek. Moenie vrees nie. Vriende, baie dankie. Kali. Nee, baie dankie Gerard, ek sê ook goeiemôre vir almal. Dis ons tweede geleentheid nadat ons nou weer begin het. En 'n paar ons nou verskoning gemaak van weer nog verkoue goed en griep en so aan, en ons verstaan dit heeltemal. Maar ons wil weer teruggaan na waar ons 5 jaar terug was, waar daar maklike 100 mense of so in die vertrek is. En julle sal sien van volgende maand af is dit makliker om hierdie tyd van die oggend hier te wees, want die seisoen draai. So die struggle is nou over. Die struggle is verby. Dit word regtig makliker. Vir my is dit baie makliker as die seisoen so 'n bietjie geskuif het. As ek oor 'n onderwerp soos hierdie dink, wat Gerard op my ook afforceer, dan en ek vind dit moeilik om sommer net
'n vinnige antwoord te gee, dan vind ek dit maklik om terug te gaan in die beginsels, ek wil amper sê die grondbeginsels van dit wat agter dit is. Met ander woorde, as jy glo dat daar 'n God is, en as jy glo dat hierdie God het inderdaad 'n aandeel in die skepping, en hoe hierdie stelsel werk, hierdie ekologie, hierdie ekosisteem en hoe hy aan mekaar gesit is, en jy staan in verwondering oor die feit dat dit werk, dan moet jy ook verstaan dat agter dit is daar sekere beginsels. En dis nie noodwendig vir ons opgeskryf ergens nie, maar daar's redes hoekom dit is soos wat dit is. Ek was nou laas naweek aan die suidooste van Angola, en ons het daar in die bosse rondgehardloop, waar ek laas rondgehardloop het in 1974, 50 jaar terug. En wat my verstom het, is hoe die bos die plek teruggevat het. Met ander woorde, daai beginsels agter dit, van, jy weet, daar's altyd variasie, en die interafhanklikhede het 'n enorme impak, die een op die ander. Alles dien 'n doel. Dis 'n stelsel wat altyd voorsiening maak vir die toekoms, vir die geslagte wat nog kom. Dis 'n stelsel wat homself kan onderhou. Hy is nie afhanklik van ons nie, inteendeel, ons maak hom seer. En ouens sê vir my, Callie, stuur vir ons 'n foto of twee. Ek stuur vir hulle foto's, maar ek stuur vir hulle foto's van die bos. Want die bos wat ons seer gemaak het, daai selfe bos het die plek weer teruggevat en hom mooi gemaak. En ek staan in verwondering en ek sê, wat 'n amazing plek is dit hierdie, met iets agter dit, nie net groter as ons nie, maar iets agter dit wat hardloop op beginsels. Baie meer kragtig as net waardes. Ons is baie waarde gedryf en waarde georiënteerd, maar agter dit is daar hierdie amazing beginsels. So vir my is dit terug na daai beginsels toe, en ek herinner myself dat twee van daai beginsels wat altyd by my opkom, en ek lees in Engels, is there are a lot of variation that enables everything to be more robust when it comes to change. Met ander woorde, die variasie wat daar in die stelsel is, en daai interafhanklikhede, is juis wat die stelsel robuust maak teen verandering. Daar's geen manier wat jy in hierdie tye met radikale spoed, met verandering sal kan deel, as jy nie verstaan dat die robuustheid in die stelsel is dit wat jou sterk maak. Jy kan nie sonder dit nie, die plek is ontwerp vir daai spanning. Die plek is gebou vir dit, en ek en jy is aan die bokant van daai ketting. Dis in die design, dis bedoel om so te wees. As jy sukkel om dit te verstaan, dink aan daai visie in 'n visbak wat jy vir jou kinders koop, en dan vrek jy ding en dan gaan koop jy gou weer 'n nuwe een voor hulle van die skool af terugkom, sodat die visie tog net kan lewendig bly. Daai visie het amper nie 'n kans om dit te maak nie. Hoekom? Want die omgewing waarbinne hy is nie robuust genoeg nie. Hy's nie hard genoeg nie. Maar stap na enige van hierdie visdamme toe hier buite, en jy sal die visie hier kry, en jy sal volgende jaar nog steeds hier kry, is net groter en sterker. Wat maak hom sterk? Wat hom sterk maak is dat hy is nie in 'n beskermde omgewing nie. Hy's in 'n omgewing waar dit nie maklik is nie. Dis taai. Dis wat daai vis sterk maak. Baie simpel metafoor, is dit nie? Maar daar's iets daar vir my en jou. Die tweede beginsel wat altyd by my opkom, is die een wat sê, all movement, all progress occurs whilst it's been inhibited. Met ander woorde, alle progressie wat daar is in hierdie wêreld, in hierdie plek, in die dag tot dag oorlewing as jy wil, gebeur net omdat ek en jy ook geïnhibeer word. Dis juis die struggle wat maak dat ons kom met nuwe kreatiwiteit en nuwe innovasie en al hierdie goed. Every growth process is counterbalanced by balancing or limiting factors. Dis hierdie goed scary, is dit nie? Al wat ek wil jy moet hoor, is dat die plek is ontwerp vir dit. Dis ek en jy wat struggle. Ons maak dit moeilik. So wat sê ek eintlik? Is die swaar of die swaar kry, is dit net? Of moet ons dit heeltyd probeer beoordeel en heeltyd probeer, jy weet, manipuleer en weet jy wat? Hoe langer ek leef, hoe meer verstaan ek dit is net. Swaar is net. En ek kan dit nie verstaan nie.
Ek weet nie hoekom dit so hoef te wees nie, maar dit is. Dis amper soos God wat vir Christus na hierdie wêreld toe stuur, sy seun, om ons te verlos van 'n klomp goed. Hoe is dit moontlik? Wel, ek weet nie. Al wat ek weet is, dit is. En ek begin vrede maak met dit is. Deel daarmee. Beweeg aan. Gaan vorentoe. Dit is hoe ek al hoe meer oor hierdie goed dink. Maar toe ek nou oor hierdie onderwerp dink, te besluit ek, in Christus se tyd, 2000 jaar terug, was daar 'n wêreld wat ons baie meer gesuffer het as wat ons suffer. Ek meen, ons tyd en die goed wat ons noem suffer is lyk so 'n sonnaskooppiekniek teenoor wat daai ouens gehad het in terme van pandemies, oorlog, morele verval, lewensverwagting. Ek meen, ons het vandag die mediese wetenskap wat ons eintlik help om langer in die spel te bly. Hoe wonderlik is dit? Daai ouens het nie daai goed gehad nie. En parallel tot die ontstaan van die Christendom was daar filosowe wat wyshede kwyt geraak het en goed gesê het. En ek het toe gaan tap in van daai wyshede. En wat vir my net fascinerend is, hoe hierdie ouens wat meer as ons gesuffer het, amper parallel aan die Christendom, van hulle het geweet van die Christene, dat hulle hierdie wysheid ook ontdek het, as filosowe. En een van hulle was, ou met die naam van Seneca, ek weet nie hoe dit uitspreek nie, maar hy het gesê, a man who suffers before it is necessary, suffers more than is necessary. A man that suffers before it's necessary, suffer more than what is necessary. Baie diep, baie diep. Maar wat dit sê, is ek en jy trek ook die suffer baie keer aan. En ons trek dit onnodig aan. Ons suffer baie keer meer as wat nodig is. Met ander woorde, dit is so maklik om geprogrammeer te wees, en ek gaan dit nou baie eenvoudig probeer sê, vir 'n stuk negativiteit, 'n stuk sinisme, 'n stuk pessimisme, 'n stuk skeptisme, en dis wie jy word, dis wie jy is. En daarom is die lewe swaar. By default, hy is net swaar. Dit is nou maar eenmaal net 'n gesukkel, en daar's geen lewensvreugde meer oor nie. Niks is meer lekker nie. Dis 'n manier van dink en leef en werk en doen. En dan sal ons maklik vir mekaar sê, ja, maar dit is maar bedoel om so te wees. In 'n sekere sin is dit waar, en dis 'n vreemde paradoks. Maar wat as dit ook anders kan wees? Wat as ons op 'n ander manier ook kan deel met ons uitdagings en die tye waarin ons leef? Of is dit nie in ons verwysing nie? Is ons nou maar eenmaal bedoel om net in die struggle te wees? So ja, vir my die struggle is. En toe lees ek Epictetus, nog 'n filosoof. Suffering arises from trying to control what is uncontrollable. Jy het hierdie obsessie om goed te wil beheer wat jy eintlik nie beheer oor het nie, en in jou obsessie maak jy dit eintlik nog meer moeiliker as wat dit is. So suffering arises from trying to control what is uncontrollable, or from neglecting what is within our power. So aan die een kant bring ons dit op onsself. Dit is al wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend. Aan die ander kant is daar krag in ons om goed te doen en goed te beïnvloed, om dit ook te verander, om dit ook beter te maak. Ek is nie meer 'n slagoffer van die tyd voor Christus nie. Ek leef in die tyd na Christus. Ek leef in 'n tyd waar die ongelooflike potensiaal van God in my ook ontketen is. Deur te weet dat ek die gees van God in my het en elke dag in die spoor van Christus kan stap en elke dag met nuwe oë na hierdie wêreld kan kyk. Ja, daar is swaar. En daar is hartseer, ek verstaan dit. Maar hoe deel jy daarmee? En miskien was hierdie filosoof reg toe hy gesê het dat 2000 jaar terug het ouens die goed wat hulle nog enigstens kon beïnvloed, ook positief, het hulle reeds verwaarloos. Ek leef aan die suidpunt van Afrika, fenominale deel van die wêreld, is dit nie? En in suidelike Afrika is daar hier enorme potensiaal. Rondom wat?
minerale bronne as jy wil, gee my woorde, natuurlike bronne, water, Suidelike Afrika op tot by die Kongo. Die Kongo-rivier alleen genoeg elektrisiteit as ons dit net wil ontsluit vir die hele Afrika. Een rivier in Afrika kan vir die hele kontinent elektrisiteit gee. Dis die harde realiteit van wat agter dit is. En dan gaan jy na die plek toe en jy kyk hoe ons dit bestuur en jy kyk hoe ons leierskap uitspeel en jy kyk hoe ons omgaan met ons geleenthede en ook ons uitdagings. En dan staan jy nog steeds stil verbaas hoekom ons so sukkel. Dit terwyl die plek ten spyte van sy swaar, ek erken die paradoks, hierdie ongelooflike potensiaal het om anders te wees. Maar dan moet ek en jy ook anders dink. En ons moenie net die donker sien of net die swaar nie. Ek het gisterand 'n boek gelanseer, die naam van die boek is Didi, se ou spesmagte operateur wat saam met my gewerk het en 'n fenominale speler, 2 maal 'n Norris Crooks medaljes gekry en in 1992 met kanker gediagnoseer. Ek meen, hoe bad is dit? Hy is in die vleur van sy lewe. 13 jaar later is hy dood aan kanker, 'n tweede ronde op 49 in die vleur van sy lewe. Weet jy wat sê ek vir jou? Weet jy wat sê ek vir hom? Stuff happens. Deel daarmee, my broer. Deel daarmee. Hy het geweet daai kanker is in hom, maar hy het sy lewe geleef asof dit nie daar is nie. En as dit nie vir dit was nie, sou hy nie 13 jaar sinvol kon aangaan nie. En hy het die beste 13 jaar van sy lewe gehad in daai tweede skof terwyl hy die kanker gehad het. Maar die amazing ding vir my was hoe dat hy in die laaste 6 maande van sy lewe in besigheid daai tyd uit die weermag uit vir homself nuwe doelwitte gestel het. Hoe in daai laaste 6 maande van sy lewe vir hom nuwe moontlikhede oopgebreek het rondom die sin van die lewe en die belangrikheid van die ander in my lewe, dat die sin lê daarin dat ek net meer tyd moet spandeer met my vrou en my kinders en dit wat dit nog nie moeite werd maak. Ja, maar ek's besig om dood te gaan. Maar ten spyte van dit is daar weer hierdie vreemde paradoks. Dit is net, deel daarmee. En dan kom mense so Diedriks op my pad en ek sê, wow, wie is hierdie ouens? Wie is hierdie ouens na wie toe ek kan opkyk ten spyte van die feit dat hy besig is om dood te gaan? Is dit God wat hom straf? Is dit God wat sê Diedriks is nie 'n goeie mens nie? Is dit God wat sê hy verdien hierdie swaar? Nee. Die swaar is net. En dan die ander kant van daai munt. Wat kan ek en jy doen elke dag? En miskien is dit die gesprek nou as ons ontbyt eet, sommer hier onder mekaar ook. Dink bietjie vir een keer in jou lewe weer net 'n slag, kreatief en innoverend. Wat is daar wat ons kan doen? Ek en jy, mense soos ons, regeringsleiers, besigheidsleiers, samelewingsinstansies. Wat is daar wat ons kan doen om dit vir ons makliker te maak of beter te maak? Hoeveel potensiaal is daar nie nog in ons opgesluit ten spyte van? En hierdie filosoof 2000 jaar terug het my daarmee gehelp. Feit is, aan die einde van die dag, ek kan nie onthou of daar nog 'n aanhaling is wat ek wou gelees nie, maar kom ek los dit, ek dink ons tyd is reg. Ek het hier 'n teksgedeelte raak gelees wat my net weer op 'n ander manier hieroor ook laat dink het, Romeine 5 vers 3 tot 5. En ek lees dit sommer uit die boodskap uit. Hy sê, al kry ons nou baie swaar, daar is dit, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Dis ons. Al kry ons swaar, vat dit nie ons blydskap weg nie. Ek sit vir 6 maande in coffeeshops met 'n ou wat in die vleur van sy lewe is en besig om dood te gaan. En dit vat nie sy blydskap weg nie. Net dit. Alles behalwe. Ons weet mos dat swaar kry ons vorm en slyp om meer op God te vertrou. So alle groei gebeur nie in die afwesigheid van die swaar nie, maar in die teenwoordigheid. En wanneer ons onverskillik op God vertrou, help dit ons om 'n sterk Christelike karakter te vorm. My karakter, wie ek is, word gedefinieer deur hoe ek omgaan
met die uitdagings, met die moeilike goed, met die vasbyt goed. Met die goed wat my amper maakweek is. En ek het van dit nodig. En die punt is glad nie, jy weet, of ek meer van dit nodig het as jy, of jy meer as ek. Almal van ons gaan deur hierdie fases in ons lewens, deur hierdie driwe. Ons gaan almal deur 'n lewe waar daar lekker opdraanders voor ons is. En tog as jy aan die ander kant uitkom, kyk jy terug en sê, wow, ek weet nou soveel meer, ek is soveel sterker. Ek sien vir soveel meer kans. En ek besef nou, ek het dit ook nodig gehad om my te vorm. Dit is presies wat hierdie teks sê. Het help my om my sterk te maak, het gee my karakter. En 'n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. So dit bring my nader na God se nuwe wêreld. En die nuwe wêreld is nie net 'n eendag wêreld nie. As dit waar sou wees, dan maak die radikaliteit van Christus se koms vir my geen sin nie. Dit maak vir my geen sin nie. Dan stap ek weg. Daai nuwe wêreld wat geïmpliseer word deur die feit dat ek 'n nuwe mens is en dat ek die gees van God in my het en dat ek 'n spoor trap waar Christus gestap het of soos wat hy gestap het. Daardie radikaliteit is wat my definieer. Dis my identiteit. Dis wie ek is. En wanneer ons al ons hoop op God stel, so ja, ons erken die swaar, dan kom die vertroue, dan kom die karakter. Nou, wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgesteld wees nie. En tussen die lyne dink ek, Gerard, het jy dit vir ons baie mooi oopgebreek vanoggend. As ek al my hoop op God stel, sal ek nooit teleurgesteld wees nie. Want hy vul ons lewens elke dag met liefde. En dit doen hy deur die Heilige Gees wat by ons bly. En dis die evangelie. Dis die evangelie. So, hoe wil jy dink? Ek is terug by die filosoof. Hulle was, meeste van daai filosofe, Marcus Aurelius, goeie voorbeeld, was almal deel van 'n beweging wat genoem was Stoïsme. En hulle het nogal gedink dat ons kan tog sinvol aanbeweeg, ten spyte van. En dit beteken jy moet op 'n ander manier dink oor jou omstandighede, ander manier dink oor die swaar, ander manier dink oor die uitdagings wat jy het, net dit. En daar was my 'n stuk eenvoudige lewenswysheid net in dit. So ek dink in die paradoks, miskien moet ek tog, ek sien ek het nog so 'n minuut, net, daar was een aanhaling, Alexis Carrel. Hierdie ou is 'n Nobelprys wenner, en hy het so deur die Eerste Wêreldoorlog geleef, in die wêreld van medies, en chirurgie eintlik. En hy was 'n Fransman wat toe in Amerika meeste van die tyd geleef en gewerk het. Maar ergens in sy ontdekkingsreis het hy gesê, man cannot remake himself without suffering. You cannot remake yourself without suffering. For he is both the marble and the sculpture. Jy is beide hierdie stuk rots wat hier lê, maar jy is ook die een wat die rots moet oopkap en vorm en toelaat dat hy word wat hy is. Weer hierdie vreemde paradoks. Maak vrede met dit. Vat jou verantwoordelikheid en doen die goed wat jy moet doen. Die regte goed. Hou op om die verkeerde goed en die swaar te rasionaliseer, op die ou einde jouself te verloon, omdat jy weet en ek weet, jy kon goed op 'n ander manier hanteer het. Jy kon anders gedink het daaroor. Jy kon ander besluite geneem het daaroor. Jy kan nie wegkom van jou verantwoordelikheid om ten spyte van die swaar nog steeds jou rol te vervul as 'n mens wat elke dag in God se oë 'n verantwoordelikheid het om hom te verteenwoordig en 'n verskil te maak. Ek staan in verwondering
as ek na die ekosisteem kyk en sien hoe dat hy op beginsels, eenvoudige beginsels, wat eintlik al die vrees wegvat, hardloop en nog steeds na al hierdie jare nog steeds sinvol werk. So terloops, daai Kwandu rivier wat die grens is tussen Angola en Zambië, is op sy laagste, rock bottom. Ek het hom nog nooit so laag gesien nie. Van daai groot lagoons wat altyd vol water is en seekoeie, altyd is dorleeg. Dis hard, né? Dis hard. Dit is die sisteem. Dis hoe hy ontwerp is. Daar kan geen groei in daai bos wees. Daai bos kan nie wees wat hy is as hy nie dit ook ervaar nie. En dan 3 jaar van nou af is daar weer die oorvloed van nog reën en nog reën. Reën in sentraal Angola, die water kom af. En as jy weer daar kom, is dit 'n lushof. En dis hierdie wisselvalligheid, hierdie interafhanklikhede, wat daai robuustheid in die sisteem bring en hom sterk maak. Vraag, hoekom sal ek en jy anders wees? Hoekom sal ons anders wees? Dis presies hoe dit in ons lewens ook werk, is dit nie? So moet nie te hard beklei teen die goed wat stikkend is nie, maar vra jouself, wat kan ek doen om iets reg te maak vandag? Ja, maar Callie, ek is nie daai groot ou nie, ek is nie daai slim ou nie, ek het nie die vermoëns nie. Weet jy wat? So klein soos jou wêreld is, my wêreld is klein, so klein soos jou wêreld is, doen net wat reg is. Draai net vorentoe. Gee net nog 'n tree vorentoe. En lewe hoop. Hoop is 'n ingesteldheid. Liefde is een ding, geloof is 'n ander ding, hoop is 'n ingesteldheid. Dis 'n positiewe ingesteldheid. Dis om 'n liggie in daai tonnel te sien en te sê, weet jy wat, ons is in moeilike tye, kom ons gaan net 'n tree vorentoe. En dis wat hierdie wêreld so desperaat nodig het. Right. Lekker ontbyt eet. Ons bid sommer daar waar julle is, vir julleself. Is lekker om julle hier te hê. En dan sien ons julle so 'n maand, min of meer, weer vir 'n lekker saamkuier. Die eintlike waarde van ons twee se gepraat hiervoor is die gesprek hierna. So die idee is eintlik om hierdie gesprek tafel toe te vat en dan is die idee om die tafelgesprek dorp toe te vat. Nee, dis nou weer by 'n plek van werk en jy het 'n kans om iets te doen met wat jy vanoggend hier gehoor het. Dis maar hoe hierdie oggende werk. Almal okay met dit? Right, sterkte. Dankie.